Behoort die staat absolute mag self uit te oefen of is die staat veronderstel om jou en jou gemeenskappe te bemagtig? Ons sit vandag met twee uiteenlopende standpunte oor die staat en die staat se rol. Hoe dink ons daaroor? Dankie Daniel, ja absoluut. Ek dink ons sit al reeds, om die waarheid te sê, van af die 15de en 16de eeue, sit ons met twee totaal botsende opvattings van hoe die staat behoort te lyk. En ons is vandag steeds gekonfronteer met daardie twee uiteenlopende opvattings van die staat. Kom ons verwys net na die een eers, die eerste tradisie, en soos ek gesê, dit is vandag 'n baie dominante tradisie steeds, is die sentralistiese opvatting van die staat. So die staat gaan uit van die gedagte, hy behoort oor alle magte beskik. So die magshebbers is diegene wat sentraliseer, hulle bind die mag binne in hulle self, en in die proses, en dis 'n tipiese kenmerk van die sentralistiese staatstradisie, vat hulle die mag uit die hande van die gemeenskappe en plaas dit in hulle eie staatsstrukture, soos byvoorbeeld die mag van die gesinne om oor hulle self te besluit, of die mag van skole, of die mag van universiteite, of die mag van plaaslike regerings. Dit word in die mag van die staat geplaas. Die staat is die alleen beskikker daaroor. As mens dit bietjie tegnies sou wou formuleer, kan mens sê dat hierdie sentralistiese tradisie is gebaseer op 'n vyandskap teen gemeenskappe en hulle sogenaamde tussenliggende instellings, gesinne, skole, universiteite en so aan. Wie is een van die groot figure in die geskiedenis wat hierdie opvatting van die staat, hierdie sentralistiese staatsbeskouing, regtig teoreties op die tafel gesit het? Ja, dit was die 17de eeuse figuur, Thomas Hobbes, dink ek, is die eerste groot sentralis binne in die staatsteorie. Daar is natuurlik voorlopers op hom, maar Hobbes was die eerste een wat gesê het dat die staat behoort eintlik al die mag in sy eie hande te bundel. Hy het gepraat natuurlik van die sogenaamde Leviathan, die boek wat hy in 1651 geskryf het, was ook getiteld Die Leviathan, en in daardie werk lewer Hobbes alreeds 'n groot voorspraak vir die sentralisering van die mag. Maar ek dink dit is belangrik om te weet dat dit nie daar gebly het nie. Jy weet, dwars deur die eeue vanaf Hobbes is veral die revolusionêre beweging, die Franse revolusie, die kommunisme in die 20ste eeu, die fasistiese bewegings, is baie sterk beïnvloed deur hierdie sentralistiese staatsidee. Die Franse revolusie het al daarna gestrewe om eintlik al die mag in die hande van die revolusionêres te bundel, en dit gebeur later in die 20ste eeu met die revolusionêre bewegings. So ek dink mense moet dit in gedagte hou, maar dit is baie interessant, Daniel, dat die sogenaamde liberale tradisie, wat klem lê op die belangrikheid van die individu, is nie noodwendig 'n alternatief op hierdie sentralistiese tradisie nie. Dit is 'n kenmerk van die liberale tradisie dat hulle eintlik ook juis die mag uit die hande van die gemeenskappe en hulle instellings wil haal. En dit pas die state, dit pas die moderne sentralistiese staat om die mag uit die hande van die gemeenskappe en hulle instellings te haal en net te fokus op die regte van die individu. En dis 'n belangrike punt, want baie keer dink mense die oplossing op die sentralistiese staat is juis hierdie moderne liberale siening waarvan Prof nou gepraat het. Absoluut. Ek maak 'n bietjie staat hierso op die insigte van 'n baie bekende sosioloog, Robert Nisbet, wat in die 50er jare van die vorige eeu alreeds sy baie bekende boek geskryf het, The Quest for Communities. En hy het gesê, dit is so dat die sentralistiese state 'n vyandskap verklaar teen die gemeenskappe, en hy het veral die Franse revolusionêres en die kommuniste gebruik as 'n voorbeeld. Maar hy het gesê, daar's iets subtiels in die agtergrond hier aanwesig, naamlik die liberale tradisie, dat dit ook verbind is tot die sentralisme, vreemd genoeg. En hierdie politieke orde waarvan ons nou praat, hierdie sentralistiese staat, daar is tog 'n teologiese agtergrond tot hierdie siening, wat ons ook oor bietjie kan gesels. Ek dink mens moet aanvaar dat
en dit word histories oor en oor bevestig, dat elke politieke orde rus op sekere teologiese uitgangspunte. En dit geld eintlik ook vir die sentralistiese staatstradisie. Die is baie interessant, as mens gaan kyk na Hobbes en figure rondom Hobbes. Hulle het die staat, die sentrale staat, het hulle eintlik gefundeer in 'n bepaalde godsbeskouing, naamlik 'n idee van God as 'n sentralistiese figuur, iemand wat, of 'n mag, wat al die mag eintlik in sy eie hande bundel, en eintlik nie die werklikheid na onder toe wil vrystel, om oor homself te regeer nie. So daar lê 'n baie duidelike stuk teologie, met 'n duidelike godskonsep in die agtergrond van die sentralistiese staatstradisie. Wat sal prof sê, hoe dink ons oor die alternatief op hierdie standpunt? Ek dink dit is waarskynlik 'n vereenvoudiging, maar die alternatief op die sentralistiese staat is nog altyd, ook reeds vanaf eeue gelede, is die federale staat. En as Hobbes in 1651 sy groot werk geskryf het, word die federale tradisie eintlik ingelei deur die Calvinistiese denker Johannes Althusius. Hy het hier in die begin van die 17de eeu, rondom 1601, 1602, het hy sy groot werk geskryf waarin hy die federale tradisie ontwikkel. En eintlik in die hart van die federale tradisie staan die gedagte dat die tussenliggende instellings en die gemeenskappe vrygestel moet word om soveel as moontlik gesag oor hulle self uit te oefen. Gesinne, skole, universiteite, plaaslike regerings. Die hele federale gedagte is dat mag afgewendel moet word dwars oor die politieke lyf as het ware, of die politieke liggaam. En dat die mag geseteld moet wees vanaf die laagste tot en met die hoogste in alles. En dat dit nie gebundel moet word in die hande van die staat nie. Men sien die kontras dan so duidelik, waar die staat self alle mag wil uitoefen. Hierso is die rol van die staat om die plaaslike gemeenskap en al die instellings waarvan prof nog praat, om hulle te bemagtig, om eintlik hulle potensiaal te kan bereik. Absoluut. Die hele gedagte rus, die federale gedagte rus op die gedagte, en dit is 'n vreemde woord om te gebruik, ons gebruik dit baie min, maar kom ons noem dit rus op die beginsel van subsidiariteit. En alhoewel dit 'n vreemde woord is, sê dit eintlik iets eenvoudig. Dit sê dat vanaf die laagste gedeeltes van jou hele totale samelewing, vanaf die gesin, die skole en so aan, moet hulle, as hulle selfstandig kan funksioneer, of so selfstandig as moontlik, dien hulle as hulp vir die geheel. Hulle help die geheel. En andersom, as jy hulle mag wegvat, of hulle gesag, benadeel jy eintlik die geheel, die hele politieke liggaam. So dit rus almal op die gedagte van, kom ons help mekaar, en om dit te kan doen, versprei ons die gesag dwars oor. Wanneer ons oor hierdie alternatief dink, hoe lyk die teologie wat in die agtergrond Ja, dit is absoluut 'n baie belangrike vraag, 'n vraag wat eintlik nooit ter sprake kom in openbare gesprekke nie. Maar Althusius as Calvinis het met 'n Calvinistiese godsbeskouing gewerk, naamlik, en dit werk so dat God skep die werklikheid en skep die werklikheid in so 'n mate dat hy die werklikheid vrystel om oor homself te regeer en die goeie van die onderskeie instellings na te jaag. So God skep en stel vry sodat ons verantwoordelikheid kan neem vir ons instellings en ons gemeenskappe. So 'n totaal ander soortige godskonsep as wat werk binne in die sentralistiese staatsidee. Ons het nou gesels oor hierdie sentralistiese opvatting van die staat en die federale opvatting van die staat. Miskien kan ons so 'n bietjie stil staan by praktiese voorbeelde. Wat is die implikasies van 'n sentralistiese staat in alledaagse instellings en hoe hulle funksie probeer vervul? Ja, ek dink 'n goeie voorbeeld hiervan is binne die Suid-Afrikaanse konteks is die wyse waarop die regering kyk na die onderwysbedeling vandag. Ek dink die regering, en dit bring ons nou 'n bietjie met die politiek in verband, maar die regering werk aan die hand van sentralistiese uitgangspunte. En 'n tipiese voorbeeld daarvan is die wyse waarop die wetgewing tans voorberei word om die magte van beheerliggame van skole uit die hande van die beheerliggaam te plaas
en in die hande van die regering self. So tot dusver was dit eintlik 'n tipiese federale ding dat die beheerliggame beheer uitoefen oor hoe die skole moet lyk, wie toegang kry tot die skole, wat die taalbeleid is van die skole. Maar aan die hand van sentralistiese uitgangspunte is daar nou die voorstel dat daardie mag uit hierdie gemeenskapsinstelling, die beheerliggaam, gehaal word en in die hande van die regering geplaas word. 'n Tipiese uitdrukking van die sentralistiese tradisie. So die gemeenskappe verloor hulle stem, hulle verloor hulle invloed wat hulle eintlik veronderstel is om te kan uitoefen. Absoluut. Ek dink daar's in Suid-Afrika is daar 'n spanning tussen hierdie twee kragte, tussen die federale tradisie aan die een kant en die sentralistiese een. En hierdie voorstelle wat op die tafel is rondom die beheerliggaam, sê dat die sentralistiese taal as te ware hierdie deurslag wil gee. So dis dan nou die implikasies van 'n sentralistiese staat en dis die uitdagings wat gemeenskappe dan nou in die oë staar. En ek dink die volgende vraag is hoe kan dit teengestaan word? Neem deel aan die sake van jou gemeenskappe op plaaslike vlak. As jou dorp of jou woonbuurt in moeilikheid is, en hulle is in moeilikheid, neem deel om dit reg te maak. Moenie wag vir die staat om dit reg te maak nie. Neem jou verantwoordelikheid op en neem deel. Wat die skole betref, neem deel aan die sake van die skole. Ondersteun die onderwysliggame, ondersteun die beheerliggame. So neem jou verantwoordelikheid op. En dit geld eintlik vir alle ander aspekte. Vanaf die gesinne, neem deel aan die gesinne, moenie eenkant staan nie. Neem deel aan die sosiale nood van ons mense, want ons mense is arm, kry swaar, het nie noodwendig werk nie. Staan by, ondersteun, help. En dit geld eintlik vir 'n volle spektrum van ander dinge ook. Dankie Prof Dani. Dankie. So hoe kan ons sinvol dink oor die rol van die staat? Is die staat daar om self alle mag uit te oefen? Of is die staat daar om plaaslike gemeenskappe te bemagtig sodat hulle doelwitte kan bereik?